Dis vandag 16 Desember 2025 in die herdenking van die gelofte van Bloedrivier. Vir die rekord is die Frans Joubert aan die woord en dis nou 187 jaar na die veldslag. Ons tema is Godsvolk as huis vir hom. En ons weet die weer eens almal hartlik welkom by hierdie plegtige byeenkoms, waar ons iets van die gelofte aan ons Elohim ten dele wil betaal, deur die oorwinning te herdenk en dit te vier. En vir nuwe volksgenote hier, teenwoordig, ons verkies om die godheid van die Bybelse oorspronklike heilige name te gebruik soos wat dit in Hebreëus is. Yahweh is die oorspronklike van die hoofletter Here. Jesus is die Hebreëse naam, of sy Hebreëse naam is Yeshua, en God is Elohim, en die Heilige Gees is Yahuwah. So wees gerus, ons is besig met die God van die Bybel, van niemand anders nie. En laat ons dan stil word vir 'n paar oomblikke, vir ons almagtige Skepper Verlosser, en ons vereer en verheerlik hom in gebed. Abba Vader, ons kom na U toe, in die naam van ons Verlosser en Redder, Messia Yeshua, in nederige ootmoed en aanbidding. Eerstens, ons absolute dankbaarheid vir die voorreg om te kan lewe, omdat U ingekruip het destyds daar op die walle van die wasbankervier. En ons voorouers in hul uur van nood gehelp het met oorwinning tot uitredding en oorlewing. Dat U die gelofte gehoor het en daardie kontrak geëer het, sodat hier in die Suidland van Afrika 'n godsvolk kon ontstaan. Die geloftevolk as boerevolkie. Hoe kan ons elkeen waarlik vir U regtig dankie sê? Daarom is in ons harte om U te loof en te prys en te aanbid in Yeshua se naam. Amen. Kom ons wend ons gedagtes vandag so 'n bietjie tot Elohim en sy almag. En ons sit alle menslike roem op sy en konsentreer op sy genade, sy liefde en sy trou, sodat elkeen van ons kan insien hoekom hierdie gelofte so belangrik is om na te kom, en dat ons besef en weet dat die almagtige Godheid steeds wonders doen, omdat hy ons lief het. Ekskuus as ek bewoor raak daaroor, maar dit is my groot oomblik as ek dink aan wat die volk beleef het en wat ons beleef. Omdat ons in verbond met hom is, deur die 16 Desember se gelofte, en ons ook in 'n beter, nuwer verbond met hom is, deur Messia Yeshua se genade aan ons betoon, daar aan die vloekpaal. Hebreërs 7 vers 22 sê, en sover het Yeshua van 'n beter verbond borg geword. En dan lees ons in Hebreërs 8 vers 8 en verder. Want hy, dis die meester, berisp hulle en sê, kyk daar kom daar, spreek Yahweh, dat ek met die huis van Israel en met die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Nou ja, mens kan baie oor uitbrei. Die stories kan ons bewys, en meeste van u ken dit baie goed, dat die boerevolk afstammeling is van die huis van Israel en die huis van Juda. Net so een algemene dingetjie, as 'n voorbeeld. Ons ken die van der Merwe as die mees talrykste boerevan in Suid-Afrika. En weet jy wat beteken dit letterlik? In Holland sê hulle een beekie. Beekie is 'n spruitjie, né? Dit beteken of van die spruit. Van wat 'n spruit? Van die spruit van Dawid. En wie is die spruit van Dawid? Dis Yeshua Messia. Ek vertel dit vir 'n vriend van my wat se van der Merwe is. Eerstens het sy hemknope gespat van trotsheid en toe hy lê onbedaarlik vir 'n kwartier lank. Hebreërs 8 vers 10. Want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek Jahweh. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skryf, en ek sal vir hulle 'n Elohim wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. In die verlede het ons aan die wat teenwoordig was, duidelik uitgespel dat hierdie gelofte as kontrak
in die Bybel voorspel is. Hy is verseker in die Bybel voorspel. En dit is aan die voorgehou in Esegiel 16, as ook Esegiel 20 vers 33 tot 38, dat dit verband hou met die geskiedenis van die afgelope omtrent 400 jaar met die volksplanting hier in die suidland van Afrika. En ons het genoem van die 5 skepies van Riebeek, wat gekom het met bestaansboere vanuit Hollanders, ook vanuit Duitsers, oorspronklik ook van die Waldensers. En later het die Franse Hugenote gevolg, en nog later die Skotte en die Ire as Britse settlers. En jy weet nie wat, as jy gaan navorsing doen, eintlik is almal van hulle vlugtelinge vir hulle geloof. Dat die Oos-Indiese Kompanie se halfwegstasie toe die wieg geword het van 'n nuwe nasie, die boerevolk. Nou skryf die profeet vir ons in Esegiel 20 vers 35. En ek, dis die Almagtige, sal julle bring in die woestyn van die volke, en ek sal daar met julle in die gerig tree van aangesig tot aangesig. Nou hier aan Kaappunt kry mens die klein en die groot Karoo. En was daar nie ander Adamiese blanke volke nie. Met ander woorde, dit was 'n woestyn van volke, waar daar net ander soortiges was. Die skrif praat van 'n woestyn van water, daar waar nie water is nie. Toe die volk deur die Rooi See is en uit Egipte is, en hulle nou in die woestyn is daar van Sinai, dan praat die Bybel, hulle is in die woestyn van Egipte, waar daar nie meer Egipte is nie. Nee? En toe het die Almagtige ook nog griep en pokke epidemies toegelaat of gestuur, wat die plaaslike bevolkings van die Boesmans en die Hottentotte, laasgenoemde as afstammelinge van die Hittite, hierdie epidemies het hulle getref en hulle het hierdie hele gebiede ontvolk vir migrasie deur die wieg van die boerevolk. Ons wys vir u op die skerm, daar waar die geel area is, waar Chaka skoon gemaak het. En die ander dele is dan die klein en die groot Karoo, soos jy daar sien. Daar het Jahwe Elohim met hulle in die gerig getree, staan daar in die woord. Nou op Engels staan daar, plead face to face, om van gesig tot gesig eintlik te smeek. Nee? Die woord in Hebreëus is shofat, wat ook heers beteken. En ek dink dit sou beter wees om te vertaal, hy het daar oor hulle geheers. Want feitlik al leesstof wat hulle gehad het destyds, was die Statenbybel, die ou Statenbybel. En was hulle verskriklik afhanklik van ons Skepper, en hy so oor hulle geheers in hierdie afsondering. Want om daar in die Karoo te bly, die gronde daai tyd was nog groter as vandag per plaas. So in die gerig tree, plead face to face, van shofat wat beteken heers. Nou ons almal behoort die geskiedenis teen vandag se tyd te ken, van die boere wat later met die Khoisas op die oosgrens slaags geraak het, met verskeie grensoorloë, en toe volg die Britse oorheersing en verdrukking, met die gelykstelling van al die rasse, die afskaffing van slawediens en die oopstel van godsdienst in die kerke, wat gelei het tot vermenging. Dit was die tyd van die, in aanhalingstekens, edele barbaar, wat gekersting moes word, waarmee party mense vandag nog, na my mening, foutiewelik besig is. Waar die owerheid meestal dan ook die barbaarse kant gekies het. Ek dink dit klink nogal baie soos vandag. Nou skryf tant Anna Steenkamp in haar dagboek, dat hulle soos Israel van ouds hierdie smart moes verduur en besluit het na baie gebede om die vreemde wildernis in te trek. En sy skryf ook dat hulle geweet het dat hulle nageslagte is van die godsvolk van oud Israel en geglo het dat Jahwe se hand oor hulle sal wees. Ek dink ek het op 'n vorige keer genoem dat toe hulle hier in die Transvaal by die Nylrivier se oorsprong kom, toe dag hulle dis die Groot Nylrivier. Hulle was bietjie in vir 'n verrassing, daar is nog 'n paar dagreise ver. Ja, jare gelede het ons ook gepraat van Elohim se besem. Want toe die immigrante boere begin trek in 1836 in 5 groepe, was die land reeds ook verder skoongemaak, die Tifikani,
waar Chaka en sy Zulus omtrent die ganse binneland sy plaaslike bevolkings uitgewis het. Nou die geskiedskrywers, ek het weer gaan navors daaroor, hulle sê vir jou, dit is ongeveer 3,5 miljoen van hulle eie wat uitgeroei is. En die Transvaal was grootliks skoongemaak omtrent die hele Vrystaat en groot dele van Natal. Daar was niemand nie. Toe kon die boere hierdie gedeeltes beset en al wat hulle opgespoor het of gesien het van tyd tot tyd was die puin van afgebrande stadte. Die voortrekkers vertrek ook na Natal, want hulle het 'n hawe gesoek, waar die moorde op Retief en sy 70 plaasvind, as ook by Wenen, Moorspruit en Bloukrans. Eintlik verskriklike dinge wat daar gebeur het. Met meer as 550 ou mense, vroue en kinders, wat op die absoluut wreedaardigste maniere omgebring is. Vroeger was daar nog sulke taferele by die Voortrekker monument uitgebeeld. Ek sien is nou weg. Waar babas teen wawiele doodgeslaan is, vrouens oopgesny is en allerhande vreeslike gruweldade gepleeg is. Te erg om te beskryf. Ek lees president Paul Kruger se gelofterede van 16 Desember 1896 en daar skryf hy: dit was 'n gruwel van verwoesting wat nie te beskryf is nie. Te erg om te aanskou. En hy het dit beleef. Die boere wat oorgebly het, moedeloos en leierloos na Marits en Uys dood is daarna. In die Oos-Kaap kom toe Andries Pretorius en die strafkommando, wat uiteindelik daar op die walle van die Wasbankrivier en die Diep Donga, so aan die ooste kant, die noodlaar opslaan met 57 voortrekker waantjies in so groot D-vorm op plan en hulle dit daar maak staan. Nou met die veghekke tussenin, en weet jy wat, daar was ongeveer 1500 beeste en amper 470 perde in die laar. Tydens die slag is hulle met rieme vasgemaak, met penne in die grond ingeslaan, want hulle was bang dat met die lawaai en die reuk van bloed sou hulle dalk die laar kon vernietig met die uitbreek. Maar die een wonderwerk is dat hulle was merkwaardig rustig dwarsdeur. Een van die, of nie een, 'n hele paar skryf, die beeste het gestaan en herkou. Die beeste het gestaan en lê en herkou, terwyl die slag aan die gang was. Dis 'n totaal bonatuurlike saak, nog 'n godswonderwerk. En daar was 3 kanonne en die een genoem ou Griekie. Ons wys vir jou op die skerm 'n afbeelding daar in die middel daarvan. Iets weer eens oor Andries Pretorius. Hy was aangewys as die leier tydens die volksvergadering, maar hy het geweier om dit te aanvaar en gevra dat die lot gewerk moes word volgens Bybelse riglyne. En wat gebeur? Hy trek regtig weer die regte loodjie. Wat sy leierskap merkwaardig maak in my oë, is dat hy stil dissipline kon afdwing en ook sterk dissipline. En hy kon eenheid bewerk tussen die 462 manne saam met die 2 Britse sendelinge. Vir my duidelik was Vader se hand ook hierin, want ons ken hierdie boerevolkie, né? Elkeen met sy eie dinge besig, met sy eie vaandel, en eensgesindheid is baie moeilik om te bereik. Nou toe Andries Pretorius op die 9de Desember 1838 die voorstel van die gelofte na gebed gemaak het aan die 3 geestelike leiers, Sarel, Silje, Joubert en Landman, was almal eens daarmee. En hulle het dit gaan oordra aan hulle groepe en almal was eensgesind. Een ou skryf, daar was 2 mense wat gesê het, hulle is nie gelukkig nie. Ons weet nie of dit die 2 Britse sendlinge is. Ja, ek terg maar so 'n bietjie. Nou ja, soos dit ook in die verlede al vertel is, hulle het dit daagliks met aans godsdiens vir 7 dae afgelê en hierdie is voorgelees vir hulle uit Jan Gerrit se bandjies se joernaal. Hulle het dit dus vir 7. Nou interessant, in die Hebreëus, as jy 'n gelofte maak, dan staan daar jy vir 7. Hulle het verbond gesluit. Dan moet ons ook iets sê oor die oorlogsgriffier, die notaris,
Jan Gerrit se Bandjies, 'n jong onderwyser wat die hele strafekspedisie in 'n oorlogsjoernaal neergeskryf het. Nou die man het vrywillig saamgekom. Ons wys vir jou op die prentjie hoe hy min of meer moes gelyk het, volgens 'n skets of 'n skildery van hom. Hy was toe nog 'n jong man. Hy het vrywillig saamgekom, alhoewel hy pas getroud was en volgens Bybelse riglyne en soos hy die gebruik destyds was, het hy dan 'n jaar vrystelling. Hy hoef nêrens deel te neem aan oorlog nie. Op die 9de Desember het hy die gelofte woordeliks neergeskryf daar in die tent van die hoofkommandant en soos dit aan die geestelike leiers voorgelê. En sy weergawe is dus histories die mees korrekste, weens die afstand in tyd en persoonlike teenwoordigheid. Hy het dit direk daar neergeskryf. Dis so gepubliseer in die Suid-Afrikaan van 14 Junie 1839, wat ons op die skerm wys. Nou Andries Pretorius het sy weergawe, wat met Bandjies in grootliks ooreenstem, eers so wat 13 dae daarna neergeskryf van sy verslag aan die Volksraad. En hy kon dalk al teen daai tyd iets verkeerd onthou het. Hy het nou ons die afskrif weer eens van die Koran, in Suid-Afrikaan, nou amper 187 jaar gelede, 'n klompie maande na die slag van Bloedrivier. En dan toon ons die spesifieke gedeelte as die uittreksel van hierdie Koran. Dis 'n presiese weergawe van die gelofte, soos deur Jan Gerrit se Bandjies neergeskryf en genotuleer. Want hy was die oorlogsgriffier en hy was die sekretaris van die Volksraad en van die hele ekspedisie. Nou met die gelofte van Sarel Silje het hy daarin 'n sabbatsklausule bygevoeg, wat nie in die oorspronklike staan nie. En dan skryf hy 'n ander ding, dat ons dit sal en moet nakom as betaling van die gelofte. Met ander woorde, die dag eer as een sabbat, soos hy dit neergeskryf het. Die oorspronklike gelofte sê dat ons dit kan en mag as ons dit wil doen. En dis Nuwe Testament nie. Dis uit vrye keuse. Volgens die Nuwe Testament is daar niks wat jy moet doen nie, behalwe om jou Skepper Verlosser lief te hê, met jou hele hart, siel en verstand, en met al jou krag. Dis al moed wat daar staan in die hele Nuwe Testament. Verder, as jy dit wil, kan jy en mag jy. En dan, die sabbatsklausule verskuif die klem van die eerste en die belangrikste klausule, dat ons 'n huis tot eer van Jahwe sal stig waar dit hom behaag. Wat vergelykbaar is met die huis van Israel as Godsvolk. Dit is die kern van die gelofte. Dis die eerste klausule, dat ons waarlik as boerevolk geloftevolk sal wees vir hom. 'n Godsvolk wat hom eer en dien en in sy naam en in sy gesag optree, in sy autoriteit werksaam sal wees. Nou die ander woord vir verbond is kontrak. Tussen twee partye as daar 'n kontrak is. Dan kan die een party nie nou sommer net na die tyd een van die klausules op sy eie verander. Is ek reg? Dan is dit dat dit kontrak breek en eintlik bedrog. Nou so van die slag toe plaas op Sondag 16 Desember 1838. En enkele feite by herhaling van vorige keer. Dit was die vorige dag mistig met motreën. Asook deur die nag en alles was klam en die waantjies was nat en hulle seile het afgedrup. Die wapens was destyds voorlaaie snaphaangewere wat met loskruit en lopers in 'n vuurslag gewerk het. Jy het so 'n haan oorgetrek en dan slaat hy op die klippietjie en die vonkie steek die buskruit aan die gang en dan uiteindelik kom die loper. Jy moet ook weet dit vat amper 'n sekonde en 'n half voor daai skoot regtig afgaan. Die wat met loskruitgewere al geskiet het, dit is 'n ervaring. Nou hierdie klam nat weer sou verhinder dat die kruit kon ontbrand en die gewere sou kon skiet. En ek glo daar was nie eintlik geslaap daardie nag nie. Met 'n oormag van meer as 15.000 Zulus reeds om die laar en nog so wat 45.000 in aantog. Nou sekere bronne beweer, ek weet nie hoe waar dit is nie. Hulle sê daar was 9 tot 10.000 in 'n regiment en daar was nog 36
regimente op pad. Dan is die getal wat op pad was, meer as 320.000. Hoe waar dit is, weet ek nie. Algemeen word aanvaar 45.000. Dis selfs 'n verskriklike oormag. En hulle was verhinder deur volvure en reënweer. Nou in die vroeë oggendure het die boere geluister na en selfs die trillings gevoel, soos wat die eerste regiment van 5.000 swartskilde, die jongetjies, as 'n gaai nog bloed moes proe, op hulle hurke aangeskuifel het nader in die laar. En ek dink, as jy die trillings voel en die geluid hoor, dan moet jy naby aan angs bevange wees. Hulle was onsigbaar in die digte mis ten spyte van die lanterns aan die sweepstokke wat spookagtige ligkolle gemaak het. En die eienaardige was dat die Zulus nie aangeval het in die middernagtelike ure soos wat hulle aangewoond was nie. Dalk was dit die spookagtige ligte aan die sweepstokke wat hulle in bygeloof verander het. Wie sal weet, né? Of dat alles nat was en laat hulle nie die plek sou kon brandsteek. En net na dagbreek, skielik binne enkele minute, skryf Jan Bandjies, trek die mis weg en is dit helder sonskyn. En toe met die vreesaanjaende gesig van so wat 5.000 die horde barbare, skaars 40 terug weg van hulle. En so skryf hy dit in sy joernaal. En dan sê hy eensklaps, die lawaai en skote van die Sannas as 'n overdowende lawaai, né? Asook die kanonne wat kort gebulder het. En die slag duur so wat 3 ure. 'n Paar keer op bevel van Pretorius jaag so wat 150 man die laar uit en hulle verdeel die Zulus en hulle skiet uit die perd uit en dan jaag hulle terug en hulle sit die veldslag voort. Maar toe gebeur nog 'n wonderwerk. 'n Grietjie word op bevel van Pretorius met ekstra buskruit en lopers en skroot gelaai, gerig op die regiment van die Witskilde. Dit was die veterane en die veggeneraals wat amper 1000 tree ver was. En die skoot tref hulle presies in die leierskops. En met die skoot word die Zulu bevelskorps amper almal uitgehaal. De ganse 2 halfbroers en klompie ander Zulu veggeneraals sneeuwel. Sal nie op die detail ingaan nie. Nou hierdie in aanhalingstekens gelukskoot is 'n keerpunt in die geveg. Want dit veroorsaak pandemonium en die Zulus begin vlug en hulle vlug aan mekaar vas. Dis die wit skilde, die rooi skilde en die swart skilde. En hulle keer op hulle self. Hulle maak mekaar dood op groot skaal. En dit herinner aan 'n baie historiese oomblik in die Bybel, soos met Gideon destyds teen die Midianiete en die Amalekiete, die vyand teen homself deur Jahwe bewerk. En die Nkomi of dan Wasbankrivier rooi van die bloed van minstens 3500 Zulus wat gesneuwel het direk. En toe word dit bloedrivier. En nog so wat 1500 gewondes, skryf hy in sy joernaal wat van kant gemaak is. Dis my amper ironies snaaks. Die slag gewen teen 'n oormag van minstens 32 teen 1 deur Jahwe se ingryping en hulp. En dit is net die groep wat om die laar was. Elohim Almagtig, skenk aan ons voorsate hierdie oorwinning, want daar is 'n verbond gesluit vooraf, 'n kontrak aangegaan. En my vraag, soos wat ek al in die verlede gevra het, sou oorwinning plaasgevind het sonder hierdie verbond? Ek twyfel nogal. En soos ook van tevore gesê, Elohim doen niks of tree enigstens sommer op buite sy verbonde nie. Hy het met Abraham, Isak en Jakob 'n verbond, met Dawid, met 'n klomp mense in die skrif, né? Nou baie kerkstrome en Christene beweer dat die tyd van wonderwerke verby is met die apostels destyds in Messias se tyd op aarde. Dat Elohim dus volgens hulle eintlik dan 'n veranderlike God is. Terwyl daar staan in Hebreërs 13 vers 8, Yeshua Messia is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Totdat hy weer gaan kom op die wolke, sê ek vir u, sal hy wonderwerke doen deur sy gelowige kinders wat in sy autoriteit leef
Amen. Baie van u weet dit deur ervaring. En ons kan getuig van vele bonatuurlike gebeure en genesings. En ek persoonlik glo dit sal baie meer en meer toeneem tot met sy wederkoms. Die wonderwerke het gebeur. Ek wil nie regtig getuig nie. Ek is 2 keer van kanker genees. Nou ander dag se basalkankertjie is ook weg. Hoeveel keer het ons gebid dat haal moet stop? En dan eer Vader dit. En dan staan jy op jou knieë in aanbidding voor hom. Vure wat weggehardloop het, dan bid ons. Dan brand alles rondom ons af, net nie die plekkie waar ons bly. Ja. Ons Godheid verander nooit. Hy is onveranderlik. Daarom moet elkeen hom of haarself op hierdie dag verneder en verootmoedig voor die Almagtige. En laat dit nie 'n wêreldse feesviering wees nie, maar 'n dankbare erkenklikheid teenoor ons Skepper Verlosser. Dat hy ons voorouers destyds uitgered het, maar ook elkeen van ons wat hom aangeneem het as ons saligmaker, as ons redder en verlosser. En hy het dit gedoen uit genade. Jy kan niks verwerf met jou werke nie. Dat hy met ons as sy volk ook dan 'n nuwe verbond gesluit het, soos wat hy voorspel het in Jeremia 31 vers 31 tot 33 en Hebreërs 8 vers 8 tot 12, soos net nou aangehaal. Dis 'n direkte herhaling. En ek wil nog 'n klein gedeeltjie herhaal wat ons ook al by een of ander geloofsdiens van tevore gesê het. Ons Skepper Verlosser het dit toegelaat dat die gelofte van bloedrivier as verbond deur sy profete in die Bybel ingeskryf word. Ons is die enigste volk in hierdie eindtyd wat 'n verbond mee gesluit is tot oorlewing. Jy kan nêrens my enige plek in die wêreld wys wat in die laaste 400 jaar daar 'n verbond gesluit is tot oorlewing met 'n volk nie. Ek ken nie so geskiedenis. Ja, mens vind dit duidelik in Jesegiel 16 vers 3 tot 14 en veral vers 8 waar hy noem dat hy met ons 'n verbond aangegaan het. Jesegiel 16 vers 8b. Ja, ek het vir jou gesweer en met jou 'n verbond aangegaan, spreek Majesteit Jahwe, en jy het myne geword. Dit word vir ons herhaal in Jesegiel 20 vers 33 tot 38, veral vers 37 waar ons Skepper Verlosser self besluit het, soos hy dit hier laat verklaar, dat hy ons sal bring in die band van die verbond. Hy het die omstandighede so gewil, dat ons voorouers destyds geen ander keuse gehad het, geen ander uitweg gesien het, as om in 'n verbond met die Almagtige te gaan nie, om 'n gelofte te maak en vir sy hulp te smeek nie, om 'n kontrak met hom te sluit. Dit was sy wil, dat alles so uitgewerk het. En nie die boerevoortrekkers wat sommer net eiesinnig opgetree het. Hulle was gedwing in hierdie omstandighede in. Elohim se beloftes aan sy volk is onwrikbaar vas, maar so waar as wat dit is, net so seker is ook sy tug oor die volk, as hulle afwyk van sy weë en die wêreld begin aanhang. Ek wil egter vir u troos gee. Al slinger die volk ook heen en weer van die regte pad af, hy bring ons altyd weer terug. En hoe die saak ook al loop, sodat ons voor sy aangesig kan verneder en verootmoedig en hom dank vir die weldade wat hy aan ons bewys het. Om ons te verlos en vry te maak. Destyds ook by bloedrivier, maar dan ook aan die vloekpaal tot die ewige lewe. Daarom is hierdie 'n godsdienstige fees om Elohim te dien en geen mens te dien nie, en hom te vereer en te verheerlik. Met die groot trek was daar baie ontberinge en ook baie sterfgevalle. Maar daar was ook ander veldslae wat wonderwerke was. 'n Mens dink aan Vegkop, en ek gaan nie vandag daaroor gesels nie, maar die geslag van Kapaim, ek lees weer die geskiedenis deur en dit my so aangegryp.
daar in November 1837, nog voor die slag van Bloedrivier, amper 'n jaar van tevore, waar 360 man te perd vir duisende Matabelees agtervolg het en teen sulkaats geveg het. En die interessantheid was, hulle het die lot gewerp en 1/12 moes elke dag die laar oppas. 1/12 van die manskappe. Te perd geveg en uit die saal uitgeskiet, deur Boswêreld, dis daar by Groot Mariko se wêreld, waar die slagplaas gevind het. Jy weet hoe lyk dit dan. En niemand is gedood nie. Niemand het omgekom nie. Die Matabelees het 'n interessante oorlogstatiek gehad. Hulle het 'n klomp osse mak gemaak, wat hulle gery het, met 'n riem iewers te vas, en het die osse uitgesoek met skerp horings. Hulle het die horings spesiaal skerp gemaak. En in hulle veldslae het hulle dit teen die vyand aangewend. Maar teen die boere gebeur daar toe iets interessants. Die osse swaai kort om, en dan tref hulle die barbare en trap hulle plat en deurboor hulle. Ja. Daar was een klein ongeval. Die eerste ene was nie regtig 'n ongeval. Een ou het 'n assegaai deur sy hoed gekry. Ja. En daar was 'n groot gespottery oor hy nou hierdie ding deur sy hoed het. En dan bietjie meer ernstig, Paul Creer as 'n jong seun het sy een duim se voorste lid verloor. Hy het later die president geword. Aan die vyand se kant weer so wat 5000 dood, van ook naaste by 15000 oormag. 42-1. Nou hoe is jy onbeskermd in die veld? Jy jaag te perd en jy skiet en hier's oral bos om jou. En niemand is gewond nie, behalwe die duim van Paul Creer. Dit herinner weer eens aan Gideon destyds. Kom ons lees net 'n klein deeltjie uit Rigters 7 vers 5. Dis Gideon, hy bring toe die manstappe af na die water. En Jahwe sê vir Gideon, elkeen wat met sy tong die water oplek, soos 'n hond lek, moet jy een kant laat staan. En elkeen wat op sy knieë vooroor buig om te drink, ander kant. Weereens 'n handjie vol teen 'n oormag. Wat eintlik so tipies is van Vader se wonderwerke, sodat ons nooit op onsself kan roem nie. Gideon se bende van 300, vanuit oorspronklik 32000. Eers 22.000 huis toe gestuur, die bang is, en wat gevrees het. En toe uit die 10.000, net die klompie dapper is, wat soos honde die water gelek het, en opgekyk het, die hele tyd. Hulle kyk nie eens af nie. Hulle is paraat, en waarskynlik seker goed geoefen het. En hierdie 300 is toe in 3 dele gedeel. Ek gee net baie kortliks 'n paar goedjies oor hierdie geskiedenis. En een gedeelte met ramshorings en leekruike en fakkels, om die Amalekiete en die Midianiete, soos die skrif sê, hulle was talryk soos springkane in menigte. En hulle moes in die nagtelike ure gaan, en wat sal dan gebeur? Hulle sal die vyand wakker maak met die geraas, met die kruike stuk inslaan. Terwyl hulle moes skreeu vir Jahwe en vir Gideon. Rigters 7 vers 1 tot 18. Die punt is, teen so oormag, bronne sê dit was iets in die 146.000 teen hulle. Kan jy dink, 300 teen 146.000. Hulle was bereid om te sterf vir hulle God en hulle volk, want wat is die kans dat jy lewendig gaan uitkom? En toe laat Elohim die swaard van die vyand teen hulle self los, en ons lees dat van die vyand het meer as 120.000 gesneeuwel. En die Israeliete het nie een doodgemaak. Rigters 8 vers 10. Die oormag 400 teen 1. Die punt is, Jahwe Elohim kry dan die eer wanneer die onmoontlike wonders gebeur in plaas van. Ek wil herhaal, hulle was bereid om te sterf vir hulle God en hulle volk. Ek dink Andries Pretorius en sy 462 manne, toe hulle besef wat aangaan, was in daai situasie ook bereid om te sterf
vir God en volk. Nou uit die geskiedenis leer ons dat dit duidelik is, ons sal altyd stryd hê, want die Satan en sy trawante verander nooit van plan nie. Hulle hoofdoel is om die blanke adamitiese ras, Elohim se beeldnis, uit te wis. Nou ons is almal terdee bewus van hulle plan demies, waarmee die afstammelinge van Amalek en van Edom, die Jodendom, mee besig is vandag. Van al die oorloë, die afgelope meer as 200 jaar wat hulle veroorsaak het, gefinansier het en baie geld uitgemaak het. Alles gewoonlik uit Hebsel. Ek lees dat met die slag van Waterloo het die Jodendom in Engeland in een dag oor die 30 miljard gemaak as wins. Daai tyd, as jy dit vandag in sy geld omruil, is daar te veel dat jy sal nie kan tel. Die Vryheidsoorlog, die Anglo-Boereoorlog, die Eerste en Tweede Wêreldoorlog, talle ander. Biljoene van ons ras uitgewis. Minstens 60 miljoen. Ne? Mens dink aan die Bosoorlog van Rhodesië destyds en aan die Bosoorlog van Angola. En weet jy wat, as jy daai geskiedenis gaan lees, elkeen met honderde verhale van wonderwerk waar die eervader Jahwe toe kom. Ek het 'n bietjie gaan nalees, 'n klomp van hulle, val die Angola-oorlog. Met die Anglo-Boereoorlog, ek het net gesê as die volk bietjie uit lyn uit is, 1/3 van ons volkie uitgewis, so wat 35 tot 40.000 boere, vroue en kinders, afgesien van die boerekrygers wat gesneeuwel het. En ek wil sê, dis groot tugtiging. Want die volk het weggedraai van Elohim en tans weer. En in 94 is ons verraai en oorgegee aan 'n barbaredom wat oor ons heers deur die toedoen weer eens hoofsaaklik van die Jodendom en hulle geld maak. En soos die Bybel sê, ons het die stert geword en is nie meer die kop nie. En hoor wat sê die profeet dan in Jeremia 2 vers 14. Is Israel 'n diensknegt of is hy 'n bediende wat in die huis gebore is? Waarom het hy dan 'n buit geword? Vers 21. En hier is vir my so 'n aangrypende hartseer saak uit die Vaderhart. Nogtans het ek jou geplant as 'n edele wingerdstok, as heeltemal egte saad. Maar hoe as jy vir my verander in wilde lote van 'n vreemde wingerdstok? Oral sien ons vermenging deesdae. As jy daai vierkantige, verskoon die woord, rioolpyp kassie aansit, elke advertensie is vermeng. Op hoeveel plekke kom het waar ons mense andersoortig is as kindertjies aangeneem het? Weet dan dat die vyand steeds besig is om te beplan vir ons uitwissing met die hele stelsel waarin ons vasgevang is. Eerstens, dat blankes gebreinspoel word en dan deur omstandighede gedwing word om minder kinders te hê. En ons aanwas is te min vir volksgroei. Dit gaan op die oomblik agteruit. Dat ons finansiëel verarm word, dat ons uitgemoor word. Ons kan aangaan, ek ken almal die verhale. Ons is almal bewus van die volksmoord terwyl die politici dit totaal ontken. Die voortdurende wrede plaasaanvalle. Al ontken almal dit wat aan die liberale kant is. Vorige week, ek kry die berig en ek skrik eintlik. 'n boer doodgemaak op sy plaas, nogals met dieselfde naam as my jongste broer, Piet Joubert. En toe ons by die detail van die berig kry, toe sit 'n man in Ceres wat met 'n stikkende bottel in stukke gekerf is. Verlede week. Gedurende die sogenaamde apartheidsjare vanaf 1948, dis nou my geboortejaar, tot 94, is daar baie interessante statistiek. In die amper 50 jaar was daar totaal net 25.000 swartes doodgemaak. Ek sê net, want
Deesdae word daar 27.000 per jaar doodgemaak. Ja. Destyds was 7.000 van hulle doodgemaak, meestal deur blankes, vir hulle terreurdade, omdat hulle as terroriste geag is. Paar van ons wat hier sit, het deelgeneem aan sulke aksies. Die res was swart op swart geweld. Dan sterf daar, soos gesê, meer as 27.000 swartes en sowat 3.000 blankes gewelddadig per jaar, waarvan die oortreders 98% swart is. Dis amptelike statistiek wat die polisie onlangs weer vrygestel het. Hulle erken dit, né? Net dieselfde ook met die oortreders in die tronke. 98% van almal in die tronke is swartes. En so op Ligterdrand, hulle het toe hulle BEE doelwit gehaal. Met vleiende vaans. Ja. Dan 'n ander ding. Niemand weet hoeveel Chinese hier in Suid-Afrika is. Net herinner aan die profeseë waar dit gepraat word van die wrede nasies wat baie talryk is en teen Elohim se volk sal oorlog maak in die eindtyd. So 'n bietjie verder statistiek. Die plaaslike bevolking van ander soortiges word gegee as sowat 50 miljoen met dalk 5 miljoen blankes. En maksimum 2 miljoen wat Afrikaans praat en dan uit nasionale intelligensie uit 2 jaar terug hoogstens 'n derde of dan sowat 750.000 as deel van die boerevolk. Weereens 'n oormag van 146 teen 1. Want die ander soortige is dan meer as jy hierdie ekstra immigrante neem wat hier is as 110 miljoen. Dis die huidige syfer volgens sekere kenners. Dis 110 miljoen nou in Suid-Afrika. Dit is dalk waar, dalk nie. En werkloosheid oor die 42% amptelik en ver meer. En dit is volgens baie kenners die begin van totale anargie. Lees Jesaja 18 vers 6 oor die roofvoëls en die wilde diere. As die Kaja Ahanarets. Die selfoonmense, die wouder kom en dis meer, ek wil nie as die handelsname noem nie, sê dat hulle 27 miljoen geregistreerdes wat buitelanders is op hulle netwerk. So saam met ons bevolking, as jy dit bylas, en ons weet dat meer as die helfte, hoe sê hulle, is nie gereken nie, is nie geregistreer. So hier's baie meer as wat ons ooit vermoed het. Maar sien nie wat ek sien. Abba Vader is besig om 'n baie groot wonderwerk voor te berei. Want hy gaan ons uitred volgens Sefanja 3 vers 9 tot 13. Gaan lees daai Sefanja 3. En weer dan ongelukkig ook staan, dat daar, soos het direk staan, 'n ellendige en geringe volk sal oorbly, wat by sy naam skuiling sal soek. Vers 12. Soos verlede keer gesê, ek dink dit was verlede keer, daar staan 2/3 sal uitgewis word van alles. Die profeet Jesaja sê, 1/6 sal oorbly, nie 1/3 nie. Is dit van toepassing op Suid-Afrika? Die ander soortiges gaan waarskynlik meestal of almal uitgeroei word, want daar staan in Sefanja 2 vers 11, ook julle okesiete, deur boordes van my swaard is hulle. Wie al die teks nie raak gelees? Wat die Jodendom tans mee besig is, as bose planne en werke, is te talryk om op te noem. Maar ek moet 'n paar net noem. Die vernaamste is egter hulle inwerkingstelling van die digitale idees en wat daarmee saamgaan, so 6G frekwensies. Dis eintlik oorlogswapens wat glo nou bedoel gaan word vir of gebruik gaan word vir die volgende generasie van selfone. Nou hierdie digitale stelsel word reeds in 'n paar lande gedeeltelik geïmplementeer en ek moet tog vir u 'n paar goed noem. Veral in China. En die gevolge is verskriklik. Al het ek nie baie ooghare vir hulle nie,
kan 'n mens nie anders as om jammer te voel nie. Want daar is klaar 'n paar miljoen, hulle praat van 15 miljoen. Ek weet nie of dit waar is nie, hoe gaan 'n mens dit bevestig? Wat ekstra nou op die strate leef. Want hulle is werkloos en dakloos. Die stelsel het hulle uitgedruk, want hulle het te min kredietpunte volgens hierdie digitale, wat sê maar sê, waarneming. Nee? En daarom is hulle baie basiese goed geweier, soos geen publieke vervoer, of geen brandstof vir jou motortjie nie, of ander basiese goed, geen werk, geen behuising, geen aankope van kos. Jy mag sekere goed nie doen nie, want jy het te min kredietpunte, jy word dopgehou. Want sulke se dan waarskynlik iets verkeerd gesê teen die plaaslike regering of die owerhede, of iets verkeerd gedoen of gesê. En jy word net uitgedruk, en hulle bly op strate. Jy gaan doen nie eie navorsing, dis regtig skrikwekkend, né? Een voordeel hier plaaslik, en dis so 'n bietjie tong in die kies, is die Barbaredom. Tydens die G20 beraad van, wat so 2 naweke terug, het een van die raadgewers gesê vir die plaaslike regering, dat hulle maar die implementering moet uitstel van 2026 tot dalk so 2029, 2030, dan sal dit dalk kan werk. Ja. Anders gaan dit nie werk nie. Paar dae terug, die nuwe bose plan, om al die beeste in Suid-Afrika te wil inent, kastig vir en teen bek en klip. Die groot baas van die DA het dit so ewe aangekondig. Die probleem is, al hierdie entstowwe bevat nou die Engelse woord mRNA, die messenger dingetjie, né? Dit gaan dit giftig maak vir menslike gebruik, dit gaan duisende diere laat vrek. En op hartseer ligter trant, lyk my ons gaan minder moet braai. En dalk vegetaries moet word. Mooi. Ja, glo nie, ek stem saam. Ja, die slegte nuus ongelukkig daarby is, selfs ons groentes en vrugtes word al gespuit op baie plekke wêreldwyd met hierdie selle mRNA. En u woord beweer te weet wat dit beteken. Ja, dit gaan 'n hartseer dag wees. Ek wil nie dit vir die Suidwesters vertel nie. Ek dink hulle gaan my dalk terugstuur. Ja. Soos dit staan in die Nuwe Testament, sal ons in hierdie eindtye hoor van oorlog, gerugte van oorlog en allerlei nare goed. Nog 'n feit of wat, die Oekraïne-oorlog is 'n uiters tragiese saak. Met tans meer, dit was verlede week se statistiek, 1.8 miljoen Oekraïne gesneeu. Mense, dis amper al die Afrikaanssprekendes in Suid-Afrika. Dat is in getal, né? En al meer as 480.000 Russe. Hoekom sê ek tragies? Want die verre meerderheid is blank soos jy en ek. En daar word 4000 mense gemiddeld doodgemaak per week. Dis verskriklike statistiek, né? Die Midde-Ooste is steeds 'n kruitvat wat kan ontplof enige dag. En die Gaza-streek, as jy video's sien daarvan, gaan doen navorsing. Dis 'n totale verwoesting. Ek dink daar's nog net iets soos 'n dosyn skole oor en minder as 'n dosyn hospitale wat nie gebom is nie. Dis afgryslike gruwels wat deur die Jode gepleeg word. Dan op internasionale vlak, Venezuela word beleg deur die VSA met 'n klomp skepe en 'n paar vliegdekskepe. Want dis die mees rykste land aan olie. En dit gaan om die olie, dit gaan nie oor die dwelmsmokkelary nie. Ek kan julle baie lank besig hou met die stories, né? En nou het Rusland aan daardie land se dwelmbase die nuutste supersoniese missiele gegee wat 1000 km ryk-afstand het en tot 12000 km per uur kan vlieg. Daar's 3 soorte. Niks is feitelik daarteen bestand of kan dit keer nie. Hy vlieg te vinnig, hy vlieg te laag en hulle verwoes alles wat hulle wil. Selfs met hommeltuigies. Daar's nou hommeltuigies van wat $5000 kos
wat 1400 kilogram plofstof kan vat en wat ook 'n ryafstand het van 500 tot 800 kilometer. Wat gebeur? Dit maak die FSA se vlootoorheersing heeltemal tot nul. Hulle durf nie naby kom met hulle groot vliegtuigstepe nie. Want met 'n hommeltuigie of 'n missiel van 'n paar $1000 kan jy nou 'n vliegtuigskip van $40 miljard sink. Net nie moet te werk. Ekonomies maak dit nie sin nie, né? Ongelukkig is hierdie missiele ook aan Jemen se terroristowerhede gegee. Julle weet waar is Jemen? Daai punt van Afrika, die horing van Afrika, wat die Rooi See en die Suezkanaal kan beheer. So skielik kan hulle die Rooi See ook beleg. Hulle kon hom afsny. Jy kan nie meer 'n skip daaraan stuur nie, want hulle kan dit net wegblaas. Wat is die gevolge? Dit maak die Suid-Afrikaanse seeroete om die Kaap van absolute strategiese belang. Die groot moordhede gaan hier verseker kom inmeng. Hulle is reeds besig. Daarom wil die Amerikaners die Kaap laat afstig. So konflik is onafwendbaar, menslik gesproke. Wat staan ons te doen? Fisies kan ons seker nie baie doen. Ons het net genoem van Gideon en sy 300 Rigter 7, waar erdekruike moes stikkend gebreek word. Rampshorings moes geblaas word en fakkels moes gedra word die nag in, daar teen die vyand. Wat is die sinnebeeld daarvan? Vandag is dit hier, as ons al die negatiewe goed hoor, ook spreekwoordelik nag. Veral geestelik. Ons mense is verdwaal. Die word vanjaar meer as 230 geloftefeeste gehou. 90 tot 95% van hulle is besig met die verkeerde gelofte van Saros leer. Weet jy wat? Meer as die helfte is versoeningsfeeste. Die agbare president van hierdie land is vandag besig op Umkomi se anderkantste oewer op die Bloedrivier terrein met sy toespraak oor versoening. Ek weet nie wat versoening gaan wees nie. En dan skryf klomp van ons liberale Afrikaners, hulle hoop hy gaan versoening bewerkstellig. Ja. Ons is terug by Gideon. In terme van die Gideonsbende, dat ons soos hulle paraat moet wees en voorberei, dat ons nie sal afkyk nie sal vooroorbuig nie, maar dat ons sal opkyk en vorentoe kyk. Nee. Hulle het water opgelek. Ek wil sê, terwyl ons waarheid oplek, altyd waarheid sal soek wie Yeshua is. Dis wat ons moet oplek, die waarheid. Nee. En dan moet ons, ek en jy, in gebrokenheid wees voor die almagtige Elohim, soos die gebreekte erdekruike. Nee. Nooit op onsself roem nie, of aangewese wees nie. En vooruitmoedig, soos in 2 Kronieke 7 vers 14. Ons moet die ramshorings, of dan die basyne van waarskuwing blaas, nee, dat die tyd min is voor die wederkoms. Ek verseker u, daar is nie 'n dekade oor nie. Ek sal my pinkie nou op 'n blok sit daarvoor. Dalk my hand op. Die tyd is min voor die wederkoms. Dat ons mense moet maan om hulle te bekeer en Yeshua aan te neem. Dat ons die besyn moet blaas, sodat ons mense kan besef, ons is in 'n geweldige oorlog. Al gaan dit oplopend met ons almal nog baie goed. En dat ons moet begin voorberei, eerstens geestelik, tweedens sielkundig en dan ook fisies. Dat ons fakkels sal dra van sy lig, om die evangelie van goeie nuus aan ons eie mense uit te dra. Die lig van sy autoriteit sal dra vir en deur en tussen ons mense, ons eie mense. Wat beteken eie autoriteit onder ons eie mense? Dat ons die wonderwerke sal terugbring, soos ons wat gaan getuig het die afgelope paar maande, van genesing, van heling, van wat ook al.
dat ons bidend en afwagtend sal wees vir Elohim en sy wonderwerke, sonder vrees. Geen vreesagtigheid nie, maar met respek, met ontzagwekkende vrees as ons wil. Want die profete destyds neergeskryf, en ek glo die Heilige Gees sê dit ook vir elkeen vir u vandag, deur die Heilige Gees Jaroeg, vir elkeen hier teenwoordig en die wat gaan luister. Jeremia 1 vers 8. Wees nie vir hulle bevrees nie, want ek is met jou om jou uit te red, spreek Jahweh. 1 vers 19. En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie, want ek is met jou, spreek Jahweh, om jou uit te red. Dis wonderlike beloftes. Maar daar is 'n voorwaarde. Daarom my geliefdes, my dierbare boerevolk, draai terug na ons Godheid, na ons Elohim toe. Want die profeet maan ons ook in Jeremia 3 vers 22, keer terug, o afkeerige kinders, ek sal julle afkeerighede genees. As ek en jy terugkeer, beloof hy sal dit genees. En Jakobus staan daar, nader tot my, en ek sal tot julle nader. So dit berus by ons moet die keuse maak, eerste, om na hom toe terug te keer. Ne? En dan kan ons ook sê, soos in die tweede helfte, hier is ons kom na u toe, want u is Jahweh, ons Elohim. Jahweh Elohim het in hierdie eindtyd dit so gewil, dat jy klein boerevolkie in 'n verbond met hom ingebring is, om vir hom 'n familie te word, en te wees, dat ons 'n godsvolk en 'n huis vir hom sal wees, waar gebed ons sterkste wapen is, om dan te behoort aan 'n gemeente of minstens 'n geloofsgroep met dieselfde oortuigings, waar ons lief en leed kan deel, waar ons familie word. Jy kan nie 1 of 2 maal 'n jaar iewers byeenkom of saamkom en dink jy is familie nie. Waar sy krag sigbaar sal wees, waar sy gees sal manifesteer, waar die 9 gawes sal manifesteer, waar sy teenwoordigheid sal heers, daarsonder is dit eintlik nie kapot. Geliefdes, kom laat ons voorberei en gereed maak, dat ons na hom roep en bid, en dat ons gebed as eerste wapen sal aanwend, saam met lofprysing en danksegging elke dag. Godsvolk as huis vir hom, soos beloof op 16 Desember, en dit probeer nakom. Niemand van ons gaan volkome slaag nie. Dan sal ons die uitkoms smaak, sal hy ons genadig wees, omdat hy met ons in 'n verbond staan, meer as een. Openbaring 4 vers 11 sê, u is waardig, o Jahweh, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want u het alles geskape, en deur u wil bestaande en is hulle geskape. In Openbaring 7 vers 12, hy begin met omyn. Ons sê omyn, want amen kry in Egipte as afgode. Omyn, die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan ons Elohim tot in alle ewigheid. Omyn.